Maar ek wil graag vir julle almal sê, baie hartlik welkom vanmôre. Geliefdes, ek het hierdie prentjie vanmôre vir ons saamgebring. Ons as kinders van die Here leef in hierdie opgewonde tyd wat ons herdenk, Jesus wat opgewek is, Jesus wat lewe, dis vandag opstanding Sondag. So mag hierdie erediens ook vanmôre iets in jou hart en in my hart kom doen, rondom die opstanding van die Here Jesus Christus. Ek gaan voor, en dan gaan julle as 'n gemeente antwoord. Hierdie foto wil vir ons net help om iets weer te gryp van dit waarom ons so hier by mekaar is. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Julle soek Jesus van Nasaret. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is uit die dood opgewek. Die Here het waarlik opgestaan. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof sonder inhoud. Die Here het waarlik opgestaan. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die mees bejammeringswaardige van alle mense. Die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en aan sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die Here het waarlik opgestaan. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Die Here het waarlik opgestaan. Loof hom wat op die troon sit, en aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die Here het waarlik opgestaan. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die woord van die Here. Ek het besluit om hierdie gedeelte met julle te deel vanmôre, en dit kom uit Openbaring hoofstuk 1, gaan oor die opgewekte Christus. Kom ons buig net ons hoofde voordat ons saam lees en die woord met mekaar deel. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, omdat U die Here God is van ewigheid tot ewigheid. Omdat U plan gemaak het met sonde. Omdat U ons kom verlos het in die Here Jesus Christus. Dankie dat U deur die eeue heen
U plan in werking laat kom het, sodat dit op die ou einde uitgespeel het op Goeie Vrydag. En Jesus aan die kruis op Golgotha vir ons gesterf het. Hy het in ons plek die straf gedra. Hy het in ons plek u oordeel en u woede gedra. Hy het in ons plek sy lewe gegee, sodat dit nie nodig is dat ons lewens moet gee nie. Here Jesus, vroeg op hierdie oggend, die 3de dag nadat u gekruisig is, sê die woord, het die vroue na die graf toe gegaan. En was hulle verbaas om te sien dat die graf leeg is. En soos wat ons dit al reeds in die fotum gesê het die engel gesê, julle soek Jesus, maar hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Here Jesus, dankie dat u die dood oorwin het, dat u lewe, en dat u heers en dat u regeer, en dat ons onder u heerskappy en u regering kan inbeweeg, soos wat Kolossense dit kom sê, ons is weggeruk uit die duisternis en onder die heerskappy van die Here Jesus Christus geplaas. Hy is vir ons die heiligmaking. Hy is vir ons die regverdiging. Hy is vir ons die versoening. Hy is vir ons die lewe. Here Jesus, dankie daarvoor. Ons bid vanmôre dat u deur die Gees hierdie woorde vir ons sal oopbreek, sodat ons u sal ontmoet soos wat Johannes u kom ontmoet het. Geef vir ons daarin genade, Here, om u so te ontmoet as die opgewekte, die lewende Christus. En omdat u opgewek is, omdat u lewe, sê u woord vir ons, u het wat hy aan die kruis gedoen het vir ons gedoen. U sla, u pyn, u lyding het gekom sodat ons pyn en lyding gedra kan word. Daarom bid ons vir hulle wie se name hier genoem is vanmôre. Elke een van hulle, Here, en hulle gesinne, in elke omstandigheid. En mag elke een wie se naam hier genoem is, vanmôre iets beleef van u kragtige teenwoordigheid. En mag ons dit ook belewe, dat u ons kom aanraak met u teenwoordigheid. Ons bid hierdie dinge in diep afhanklikheid, met toewyding, met opgewondenheid, met oorgawe, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons lees uit Openbaring hoofstuk 1. As jy Openbaring sou lees, dan sê die eerste 2 verse, Openbaring is 'n brief uit die hart van die Vader, wat hy aangegee het na die Here Jesus Christus toe, en wat Jesus vir 'n engel gegee het, en wat die engel vir Johannes gegee het, en wat Johannes vir ons kom gee het. So Openbaring is 'n liefdesbrief uit die hart van die Vader, wat hy vir ons kom gee. En hy het vir Johannes gebring by 'n plek waar Johannes iets kon beleef en iets kon sien van die opgewekte Christus. En dit gaan ons saam lees vanmôre. Ek, Johannes, is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê,
skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit aan die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. So geliefdes, ons is terug by hierdie prentjie. Die prentjie van die oop graf. Want Jesus is opgewek, so sê die woord. Ek het vanmôre se tema so geneem en ek het so 'n bietjie gespeel met die tema, maar ek het op die ou einde hierby stil gestaan en gesê, ek hoor uit hierdie gedeelte dat hierdie gedeelte vir ons sê, Jesus die Christus, lewend in die hemel, lewend ook op die aarde. Dit is wat ek hoor uit hierdie gedeelte wat ek nou hier so saam lees met julle vanmôre. Ons vier, geliefdes, vandag opstanding. Die opstanding van die Here Jesus uit die dood. Vir ons is dit die hoogtepunt van ons Christelike geloof. Geen ander gedeelte in die skrif bring vir ons so by die kern van dit wat ons glo nie. Daarom sê die woord vir ons in 1 Korintiërs 15, as ons maar net vir hierdie lewe hoop op Christus, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hy sê, as Christus nie opgewek is uit die dood nie, dan preek ons verniet vanmôre. Dan het julle verniet moeite gedoen om hier te sit in die kerk. Dan het julle verniet moeite gedoen om die Bybel te lees en om te bid en om te sing. Want as Christus nie opgewek is nie, is dit wat ons verkondig 'n klomp nonsens. Maar dan sê die woord in 1 Korintiërs 15 net daarna, dan sê hy, aan God die dank, Christus is werklik opgewek uit die dood. Met ander woorde, dit wat ons hier doen het werklik betekenis, geestelike betekenis, ewigheidswaarde betekenis. Want ons buig voor die Here Jesus Christus, wat opgewek is.
Daarom lees ons die Bybel. Daarom bid ons, daarom sing ons, daarom kom ons by 'n kerkgebou by mekaar. Nie net hier nie, maar oor die hele dorp is daar mense wat by mekaar kom ook vanmôre. Hoor ons dit oor die RSG en oor die ander radiostasies van opgewonde, het jy die opstandingsklokke gehoor vanmôre? Maar ek het tog vir myself gevra, geliefdes, en ek wil dit vir julle ook vra. En ek vra nie vir julle goed wat ek nie vir myself vra nie. Glo jy dat Christus die lewende opgewekte seun van God is? Glo jy dit met jou hart? Jy moet maar vir jouself daar antwoord. Ek kon nie anders nie. Ek moes antwoord, ja Here, ek glo dat U werklik die Here is wat lewe. En toe het ek 'n volgende vraag vir myself gevra. Verander hierdie feit dat Christus leef my en jou daaglikse lewensreis? Verander die feit dat Christus lewe vanmôre die manier hoe jy reis deur hierdie lewe? Of is dit maar iets wat hier in jou kop is en iets wat ergens in 'n geloofsbelijdenis lê of wat jy ergens op 'n stadium gesê het? Of is dit werklik iets wat in jou leef, dat Christus lewe? Sien geliefdes, want die Bybel is baie duidelik daaroor, want die Bybel getuig dat die Here Jesus Christus lewend is in die hemel en ook hier op die aarde. Dit is mos ons tema vanmôre, nê? Hy sê dit vir ons in Openbaring 1 vers 1 tot 8. En ek gaan nie die hele gedeelte vir julle lees nie. Hy sê net hierdie woorde moet gepraat word. Hierdie woorde moet gehoor word. Hierdie woorde moet gesê word. En dan praat hy daarvan, dan sê hy genade en vrede vir julle. En ek het dit vir julle genoem toe ek vir julle geseën het vanmôre. Van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste, dit beteken die volmaakte gees voor sy troon, en van Jesus Christus. Hier staan nog verder, hy kom op die wolke, en al die mense sal hom kan sien, die wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde oor hom sal hulle in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. So die woord is baie seker daaroor, en dan as ons nou lees uit Openbaring 1 vers 9 tot 20, dan sal ons ook sien, dat dit op hierdie manier ook vir ons duidelik word, dat Jesus werklik lewe. Want Johannes beskryf dit, hier in hierdie gedeelte. Hy beskryf 'n ontmoeting met die opgewekte Christus. Ons het dit gelees. Hy sê hy's een van ons medeboeties, hy's 'n medegelowige. Hy sê saam met hom is ons verbonde aan die Here Jesus en hy deel in die verdrukking, met ander woorde die vervolging en die lyding ensovoorts. En hy het deel aan die koninkryk van God soos ons en hy volhard net soos ons. En dan sê hy, ek het 'n harde stem agter my gehoor. En toe ek omdraai en kyk, toe sien ek tussen 7 goue lampe iemand soos die seun van die mens. En die seun van die mens is 'n titel wat die Here Jesus het. Behalwe vir sy ander titels, seun van God, koning, Messias ensovoorts, is hy die seun van die mens. Met ander woorde, hy sien Jesus wat tussen die 7 goue lampe staan. En dan wanneer hy die Here Jesus so sien, dan begin hy hom beskryf. Nou geliefdes, dit lyk vir my, Johannes het nie menslike woorde om Jesus regtig te beskryf nie. So hy probeer hom beskryf in dinge wat vir my en vir jou bekend sal wees. Hy sê, die Here Jesus, wat hy sien, die een wat soos die seun van die mens is tussen die 7 goue lampe,
het 'n lang kleed aan, met 'n goue band om sy bors. En hierdie lang kleed herinner vir my en vir jou aan die hoëpriester, met sy lang kleed, en hy het 'n borsplaat gehad wat van goud is, met die name van die 12 stamme daarop, waar hy dan kom intree, namens die volk. Wanneer Johannes die Here Jesus sien, dan sê hy is die hoëpriester. Hy is die een wat vir ons ingetree het, en wat nou voor God staan, en vir ons intree. As julle oor die priesterskap, hoëpriesterskap van die Here Jesus wil lees, gaan lees die boek Hebreërs. Dit sal vir julle dit bietjie meer oopbreek. Wanneer Johannes die Here Jesus sien, dan sê hy, die hare op sy kop is wit soos sneeu. En ons weet dat in Israel gaan wit hare tesaam met insig en wysheid en met ervaring. Maar dit wys vir ons dat die Here Jesus wys is en alle wysheid het, maar dat hy ook rein is. Hy is die een wat vir ons intree by die Vader as hoëpriester, maar dan is dit anders as die aardse priesters. Want Jesus het nooit sonde gedoen terwyl hy hier op die aarde was nie. Hy is rein verklaar, omdat hy altyd nog rein was. En deur hom word ek en jy ook rein en skoon verklaar. Wanneer die Johannes die Here Jesus sien, dan sê hy, sy oë vlam soos vuur. En dit beteken, geliefdes, dat die Here Jesus alles sien. Dat sy oë wat van vuur is, alles deurgrond. Alles wat daar is, suiwer. Want vuur suiwer. Maar vuur verbrand ook die gemors. So wanneer Johannes Jesus sien met sy oë wat vlam soos vuur, dan sê hy, dit is hy wat jou reinig en skoon maak, en wat vir jou op die pad van heiligmaking lewe en lei. Maar hy is ook die een wat die sonde in jou lewe kom verbrand. Sodat dit nie vir jou heeltyd pootjie en vashou, en jy heeltyd daaraan herinner word, en heeltyd daaroor moet trap wanneer jy lewe nie. Hy kom met oordeel oor die sonde, en hy sal ook oor die wêreldse sonde kom oordeel. Sien, wanneer Johannes die Here Jesus kom beskryf, dan beskryf hy hom as, sy voete is soos gloeiende koper. Nou geliefdes, gloeiende koper beteken, dit is koper wat in die smeltoond is. Dit is koper wat gesuiwer is. En as sy voete dan die koper is, dan oral waar hy trap en beweeg, bring hy dan hierdie reiniging en hierdie skoonmaakproses. Gaan daaroor dat hy oordeel, dat hy reinig van die sonde, maar ook dat hy oral waar hy gaan, werklik nuwe lewe bring, as die een wat opgewek is uit die dood. Sien, wanneer Johannes die Here Jesus beskryf, dan sê hy, Jesus se stem is soos 'n dreunende watermassa. Hy het in die begin gesê, soos 'n oordonderende trompet. Ek weet nie of jy al by 'n waterval gestaan het nie. As jy by 'n waterval sou staan, en iemand sou langs jou staan, en jy sou wou praat met hierdie persoon, sal hierdie persoon nie hoor wat jy sê nie. Want die geluid
van 'n dreunende watermassa is geweldig oordonderend. Net soos die trompet wat geblaas is. En dit sê, geliefdes, dat dit wat die Here Jesus kom sê, is so oordonderend in ons lewe. En dit bevestig sy heerskappy wat deur sy woorde na my en na jou toe aangerol kom. Dit bevestig dat die Here Jesus se woorde so hard is, so dringend is, dat ek en jy dit nie kan ignoreer nie. Ja, ons kan maak asof ons dit nie hoor nie, maar dit is hier diep in ons gees, in ons binneste, waar sy woorde weer klink. Sy woorde van liefde, van omgee, van ware genesing wat hy vir ons gebring het, van vergifnis, van versoening. Ag, ons kan maar deur die woord van die gaan stap en die Here Jesus se woorde gaan hoor. Ook sy woorde van vermaaning, wanneer hy ons waarsku deur die Gees teen dit wat verkeerd is in ons lewens. En daarom moet ek en jy gaan stil word. As ons by 'n waterval is, en dis oorverdowend, dan kan ons niks anders hoor as die waterval nie. En as ek en jy gaan stil word, dan hoor ons die Here se woord in ons harte en in ons gees weerklink. Ja, as Johannes die Here Jesus beskryf, dan sê hy hou 7 sterre in sy regterhand vas. En sy regterhand is die hand wat regeer. Die regterhand is die hand wat die boekrol by die Vader kom vat, daar in Openbaring 5. Sy regterhand is die hand wat sê, ek heers en ek regeer en ek is die een wat alles in beheer het. Nou geliefdes, oor die sterre gaan ons net 'n woord met mekaar praat. Net soos wat ons weer na die lampe toe gaan terugkom. Wanneer Johannes die Here Jesus beskryf, dan sê hy, uit sy mond, en ons het nou gehoor, sy woord is oorverdowend, uit sy mond kom 'n tweesnydende swaard. En ons weet van 'n tweesnydende swaard, die woord praat daarvan, dis een van die aanvalswapens wat die Romeine ook gehad het. Dis 'n wapen wat kort is en albei kante baie skerp is, so dit sny in murg en in been, dit gaan tot in die diepste wanneer dit gebruik word. Jesus sny die valse lewenswandel uit my lewe uit. Hy kom om dit wat verkeerd is uit te sny. Nou geliefdes, as jy al 'n operasie gehad het, dan weet jy wanneer iemand aan jou sny, is dit nogal seer. Hulle sny dit uit wat nie daar hoort nie, maar dit bring vir jou pyn. En die woord van die Here wat oordonderend is, wanneer dit 'n tweesnydende swaard is, wat tussen murg en been en tussen gewrig en al die senuwees en die wat noem 'n mens nou al hierdie senuwees wat so, ek het nou die woord uit my kop uit. As dit daar indring, dan is dit seer. So wanneer die Here Jesus oordonderend met ons kom praat oor woede in ons lewe, dan is dit seer. As hy met ons kom praat oor ongeloof in ons lewe, dan is dit seer. As hy met ons kom praat oor ongeduld in ons lewe, dan is dit seer. Wanneer hy met ons kom praat oor 'n vinnige humeur, of 'n traagheid in ons gees, of as hy ons kom herinner en sê,
ek verlang na jou, dat jy op jou knieë voor my sal wees, dan is dit seer. Maar dit bring lewe. Dit bring lewe. Sien geliefdes, wanneer Johannes die Here Jesus beskrywe, dan sê hy sy hele voorkoms is helderder as die son. En dit beteken dat die heerlikheid en die eer van die opgewekte Christus is helderder as die son. Die heerlikheid waarmee hy bekroon is en wat rondom hom is, soos Openbaring dit op 'n ander plek sê, maak dat die son nie meer nodig is nie. Want as die heerlikheid van God jou lewe gevul het, dan bring dit die warmte, dan bring dit die lewe, dan bring dit opgewondenheid, dan bring dit juis hierdie diep innige verhouding met die Vader en met die Seun en met die Heilige Gees. En nou vra ek net vir myself, wat sê ek nou op dit wat Johannes hier sê? En nou kan ek maar net na sy optrede luister en dan kan ek miskien daaruit alreeds iets vir myself formuleer. Wat het Johannes kom doen toe hy Jesus so sien? Hy sien hom as die hoëpriester, hy sien hom as die een wie se oë vlam, as die een met die koper voete wat oral beweeg, hy sien hom as die een wie se woord oordonderend is en soos 'n tweesnydende swaard is. Hy sien hom as die een wat die sterre in sy regterhand het. Hy sien hom as die een wat soveel heerlikheid het, dat hy groter as die son is. Wat is sy reaksie? Hierdie woord sê vir ons, hier in vers 17, hier staan dit geskrywe, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en bly lê soos een wat dood is. Sien, wanneer Johannes voor die Here Jesus sy voete kom val, dan neem dit hom op na 'n plek toe waar hy eintlik so is. Ag, ek weet nie of dit in vrees is en of dit met heilige aanskouing is en of dit aanbidding is of wat nie, maar hy is skoon lam van hierdie wonder wat hy sien. Geliefdes, en wanneer hy so voor die Here Jesus lê op die grond, dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die Here Jesus vat aan sy skouer met sy regterhand. En hy bemoedig vir Johannes en hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Lewe in my teenwoordigheid. Moenie bang wees nie. En nou kom die Here Jesus self en dan bevestig hy dit wat Johannes gesien het. Dan sê hy, ek verklaar wie ek is, sê hy vir Johannes. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die begin en die einde, die alfa en die omega. Die een wat alles het en alles begin het en deur wie alles ontstaan het en wat alles in stand hou. Ek is die een wat alles beheer en dra. En ek is die een wat die Vader se wil gestalte laat gee. Op die aarde en ook in die hemel en ook in jou lewe. Moenie bang wees nie, Johannes. Ek is alles. Maar dan sê die Here Jesus daarby saam, ek is die lewende. En op grond van hierdie naweek, die dood van die Here Jesus op Goeie Vrydag, verklaar die Here Jesus hier, ek is die lewende. Ek lewe. Ek is opgewek. Ek het die dood oorwin. Ek het jou vrese oorwin. Ek het dit vir jou moontlik gemaak om werklik in die teenwoordigheid van die Vader te kan lewe, want ek is die lewende. En dan sê daarmee saam, kyk, ek was dood en ek lewe tot in ewigheid.
Met ander woorde, die Here Jesus sê nie net ek is die lewende nie, hy gryp dit terug na sy offer aan die kruis. Hy sê ek was dood. Julle het my begrawe. Julle het die spies in my sy gedruk. Water en bloed het uitgeloop. Julle het my gebalsem, toegedraai in die doeke, weggelê in die graf. Ek was dood. Maar die dood kon my nie hou nie. Die dood se krag en sy mag kon my nie hou nie. Want ek is opgewek deur die Vader. So sê die woord. Die woord sê dit op 'n ander plek, dan sê hy, ek het my eie lewe opgeneem. Ek het self opgestaan deur die krag van die Vader, deur die wil van die Vader. En ek lewe tot in ewigheid. En ek kom jou haal, en ek kom jou bedien, en ek kom jou bemagtig, om saam met my te kom lewe tot in ewigheid. Want die Here Jesus sê daarmee saam, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek maak die dood oop en ek maak die doderyk oop. Die dood en die doderyk van alle gelowiges oor die eeue word deur die Here Jesus oopgemaak in die doderyk. En vir my en vir jou sal dit ook so wees. En vir hulle wat gesterf het in die Here, sal dit ook so wees. Maar geliefdes, dit tref vir my toe ek hier voorberei het, toe ek gevra, Here, is dit dan maar iets wat ek kan aan vashou en hoop vir die toekoms? Dan sê die woord, ja, hou daaraan vas. Hou daaraan vas vir jou geliefdes waarna jy verlang en na wie jy verlang en wat jy graag weer wil sien. Maar ek het iets in myself beleef van, dit is vandag vir jou, Dawie. Dit wat vir jou die dood bring, ek het die mag om dit vir jou oop te sluit. Sodat jy nie in die dood hoef te lewe nie. Hierdie pyn, hierdie egskeiding, hierdie ernstige siekte, hierdie finansiële probleem, hierdie wat jy ook al belewe. Ek het die mag om die dood en die doderyk in jou lewe nou te verander. Daarom wil ek graag afsluit, geliefdes, net om hierdie vraag te vra. Wat maak jy met Jesus Christus? Hy is die lewende in die hemel en hy is die lewende op die aarde deur die Gees wat in ons woon. Wat maak jy met hom? Gaan jy hom misken? Gaan jy hom omhels? Gaan jy voor sy voete buig? Ag, kan ek maar net vir julle sê, Martin Luther, hy is een van die groot manne in die geskiedenis. Hy daar in Wittenberg, die 95 stellinge so teen die deur vasgekap en hy die hele hervorming van daardie tyd ingelei. Hy het gesukkel met 'n probleem. Baie keer sukkel ek en jy met dieselfde probleem. Hy het gesukkel met swaarmoedigheid. Ons praat maar van depressie, nê. Hy het gesukkel daarmee. En dit was vir hom regtig moeilik om hierdie swaarmoedigheid, depressie in sy lewe te oorwin. En soms het hierdie lewe en die stryd te veel vir hom geword, net soos wat dit vir ons te veel word. Hy was getroud. Sy vrou se naam is Kate van Bora. Sy kom eendag daar by hom, daar waar hy sit. En sy het swart aangetrek. Rou klere aangetrek, van kop tot tone. En hy kyk na haar op, en hy kyk verbaas na haar en hy vra, wat 'n doodstyding? Wie word nou begrawe? Toe sê sy vir hom, weet jy dan nie? Jou God is mos dood. Want jy lewe
asof God dood is. Gaan ons voor Christus neerval soos Johannes en sy vertroostende hand oor ons skouers voel? Moenie bang wees nie. Want kyk, ek was dood en ek lewe. Ek is die lewende, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Geliefdes, mag ek en jy vanmôre God se hand op ons skouers voel. Mag ons sy teenwoordigheid binne in ons belewe. Mag ons vir die swaarmoedigheid en wat hierdie lewe ook al bring, kom sê, dit wat ek ervaar is eg. Daar is iets anders wat ook eg en waar is. Christus is die opgewekte Here, wat lewe in die hemel, maar ook hier by my op die aarde. Vader, ons wil graag vir U baie dankie sê, vir 'n voorreg wat ons het om vanmôre U woord te kan hoor. Wil U hierdie woord vir ons lewend en kragtig binne in ons maak, deur U woord self, deur U eie teenwoordigheid, deur die Gees se werking in ons lewe. Mag ons Jesus ontmoet, soos wat Johannes U ontmoet het. En mag ons ontmoeting met U vir ons die lewe kragtig in ons bevestig, sodat ons in oorwinning sal lewe. Ag Here, ons bid dit vir ons gemeente, maar vir elke ander gemeente hier in die dorp. En in hierdie omgewing, elke gemeente waar Jesus aanbid word, mag Jesus die lewende wees, want hy is die een wat die lampe of die sterre in sy hand het, die leraars van die gemeentes. Is hy wat tussen die lampe beweeg, tussen die gemeentes. U is hier, Here, U is hier by ons. En mag ons daaruit lewe. Amen. Geliefdes, die seën van die Here gaan ons weer in respons doen. So ek gaan voor en julle gaan daarna reageer. Die Here sal julle seën. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Die Here toon aan ons sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor julle. Die Here gee ons sy vrede. Die Here seën julle. Geniet hierdie dag, hierdie week wat voorlê. Kom drink gerus saam 'n koppie koffie of 'n koppie tee. Julle is baie hartlik welkom. Geniet dit.